Wanneer julle die gruwel van verwoesting sien staan, waar dit nie hoort nie, laat die wat dit lees goed begryp. Dan moet hulle wat in Judea is na die berge vlug. Wie op die dakstoep is, moet nie onder toe gaan of ingaan om iets uit sy huis te gaan haal nie. En wie op sy landerye is, moet nie terugdraai om sy blookleed te gaan haal nie. Wee hulle wat daardie dae swanger is en borsvoed, bid dit nie in die winter gebeur nie. In daardie dae sal daar 'n verdrukking wees, soos daar nog nie was, sedert die begin van die skepping wat God geskep het tot nou toe nie, en beslis ook nie sal wees nie. As die Here daardie dae nie ingekort het nie, sou geen mens gered word nie. Maar terwille van die uitverkorenes wat hy uitverkies het, het hy die dae ingekort. As niemand dan van julle sê, kyk, hier is die Christus, of kyk daar, moet julle dit nie glo nie, want vals Christusse en vals profete sal na vore tree, en hulle sal tekens en wonders doen, om indien moontlik die uitverkorenes te laat afdwaal. Maar wees julle op julle hoede, ek het julle alles vooruit gesê. Ons is in 'n reeks wat getitel het Jesus Stories, en hier is net Hellfire and Brimstone, all the way, van laas week af, hierdie week, en ons gaan nog 'n rukkie hieroor praat, want Jesus praat oor die eindtyd, en ons is in deel 75, hoor my, 57, ons is al bietjie langer as 'n jaar besig met Jesus Stories. Hoekom het ek dit getitel Jesus Stories? Want dit is wat sy kerk se hoofdoel en visie moet wees, wêreldwyd. 'n Kerk se nommer 1 doel op aarde is om mense aan Jesus voor te stel, dat hy hulle kan red, dat hulle hom sal begin volg. God se wil vir jou lewe is dat jy hom sal ken. En die metode wat hy vir ons gegee het om dit te doen, is om sy seun aarde te stuur, om vir ons 'n deur oop te maak om God te ken. En hoe leer ons hom ken? Deur te kyk na wat hy gedoen het en wat hy gesê het. En wat het Jesus gesê en wat het hy gedoen? Hy het net gesê en net gedoen wat sy Vader gesê en gedoen het, want hy was hier om ons aan die Vader voor te stel. En dis waaroor die hele reeks gaan, om God te ken. So, as jy gemis het, of jy is vanoggend vir die eerste keer hierso, net so 56 ander preke om op te vang, op YouTube. Ek wil graag vir julle wys, Jesus het laasweek, ek het laasweek te lank gepraat, of ek is half kwaadlik geneem na die tyd, omdat ek nie nog langer gepraat het nie, want mense wou geweet het, wat leer ons nou by Jesus? Ek het dit geskiep, omdat dit so lank was. Ek hoop nie vanoggend gaan weer so lank wees nie, maar net so 'n bietjie agtergrond so vinnig. Jesus het laasweek begin praat oor die eindtyd. Hy het eers gesê wat gaan met die tempel gebeur, en toe het hy die begin van die eindtyd vir ons beskryf. En die belangrikste ding wat hy wou gehad het ons moet weet, is die eindtyd begin, nadat hy uit die dood uit opgestaan het. Ons leef vandag in die eindtyd, al van toe af tot nou. Ek het laasweek vir julle gesê, as iemand vir jou sê, die eindtyd is naby, dan het hy die pot totaal misgesit. Ons is nou nog in die eindtyd, al vandat Jesus uit die dood uit opgestaan het. So hou dit in gedagte terwyl jy al hierdie goeders lees. Anders maak die Bybel eintlik glad nie sin as die eindtyd nog moet kom nie. Want baie van die goed wat al gesê is, het al tot vervulling gekom, want ons leef al klaar in die eindtyd. Okay, so dis die eerste ding. En wetend dat ons in dit ingaan, het Jesus hierdie waarskuwing wat hy die heeltyd uitreik. En dis belangriker as om presies te weet, woord vir woord, wat gaan gebeur. Want ons weet nie 100% wat gaan gebeur nie. Inteendeel, die Bybel gebruik soveel beeldspraak oor die eindtyd, dat ons sukkel om dit te imagine. As jy dit lees, dan lyk dit asof jy Avatar kyk op jou TV, wat nie sin maak nie. So, en daar's soveel verskillende opinies oor wat is dit nou en wat is dit nou nie, en het ek die kat in die stert weet, of het ek nou die waarheid weet? Dis nie so belangrik soos hierdie punt wat Jesus gemaak het nie. Hy het gesê, pas op vir misleiding, want in die eindtyd gaan dit jou grootste krisis wees. Ek het 'n voorbeeld van misleiding vanoggend vir julle. Kyk hierdie oulike post wat ek vanoggend op Facebook lees. Toe dink ek, hy pas so mooi by my preek. Once you hit a certain age, all you really want is God, family, stability and peace. En weet jy hoeveel mense share hierdie en like hierdie? En ons kan daarmee vereenselwig. Ja, my lewe is nou daar. Ek is nou daar waar ek die Here soek, en ek soek net 'n bietjie vrede en rustigheid in my huis. Dis misleiding. Want daai post sê, dis okay as my kind nie nou die Here dien nie, hy gaan op 'n sekere tyd in sy lewe kom en dan gaan hy. Asof jy weet dat jou kind nog môre gaan leef. En dan ontmoet ek, dan is ek reg vir die Here. En dan wanneer ek reg is vir die Here, dan soek ek familie en stabiliteit en vrede. Duidelik lees jy ook nie jou Bybel nie. Want dis glad nie wat die Bybel beloof vir enigiemand wat God dien nie.
Het nog nooit nie. Hy het gesê, om my disipel te wees, moet jy jou lewe neerlê. As jy hierdie oor die eindtyd lees, is dit erg en raak dit net erger en erger en erger. En die wêreld is stikkend, en hy het gesê, Johannes 16:33, in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Daar's 'n goeie voorbeeld van misleiding. Ons share hierdie tipe goed op Facebook. Ek lees 'n ander post, waar hierdie baie bekende evangelis in die wêreld skryf, as enige iemand vir jou sê, jy moet jouself neerlê, dan praat hy uit die mond van Satan. Misleiding is volop. En as jy nie jou Bybel lees nie, jy weet nie wat daar binne staan nie, dan word jy mislei. Dan koop jy in hierdie goed. En Jesus het baie dringend vir my en jou gesê, en ek gaan dit vanoggend weer sê, pas op vir misleiding. As dit nie in die Bybel staan nie, niks van daai staan in die Bybel nie, dan moet jy onmiddellik krities begin dink, al maak dit vir jou sin. Ja, ek kan nogal getuig, eers toe ek hierdie ouer geraak het, toe ek die Here begin soek. Dis, eintlik gaan die lewe dan oor jou. Ek het hom eers begin soek, toe ek nou voel, ek's reg. Hy pas eintlik mooi by my in. My familie, my geliefdes, my stabiliteit, my vrede. Hy gee nou alles vir my wat ek wil hê. Ek wonder of jy die Here ken, as jy daai Here ken. Vanoggend gaan ons aan. Vanoggend se storie is die profetiese rede van die groot verdrukking. Laasweek het ons begin met Jesus wat gesê het, die tempel gaan vernietig word, die Joodse tempel. Ek het nog vir julle verduidelik wat se gebou dit was. Dis verskriklik indrukwekkend. Een steen weeg 570 ton, 45 meter hoog. Alles is met goud oorgetrek, regte goud. En Jesus verduidelik dat hierdie tempel gaan afgebreek word, vernietig word, daar niks staan nie. En toe praat hy oor die begin van die eindtyd, waar hy toe nou vir ons sê, pas op vir misleiding, dit gaan 'n grootste krisis wees. Jy gaan vervolg word vir wat jy glo. Jy gaan opstaan vir die waarheid en mense gaan nie van jou verhou nie en hulle gaan jou vervolg en dit gaan vir jou 'n geleentheid wees om te getuig. Maar moenie bekommerd wees oor wat jy gaan sê nie, want ek, die Heilige Gees, sal vir die regte woorde gee in daai tyd om te sê. Dit was wat ons laasweek. Nou vanoggend gaan Jesus aan. En hy gaan aan oor, hier kom 'n groot verdrukking. Nou, ek gaan nou vir julle die voorbeeld wys van wat ek nou gaan sê is, as jy lees van die eindtyd, jy lees hoofsaaklik van dit in Daniël, baie groot gedeelte daarvan, Jesus het daarvan gepraat en die meeste daarvan ook in Openbaring, lees jy oral oor die eindtyd. En baie keer van die goed wat gesê is geprofeteer, en van dit het al waar geword, en daai goed wat waar geword het, kan weer gebeur. En jy gaan dit nou sien. So ons moet dit in gedagte hou, hierdie profesie gaan nie net oor hierdie profesie van Jesus gaan nie net oor een spesifieke insident, en daai spesifieke insident alleen gaan net daar gebeur, en dan gaan dit nooit weer gebeur nie. Dit kan weer gebeur, en dit gaan weer gebeur, en dit gaan weer gebeur, totdat Jesus terugkom, as hy geprofeteer het. Kom ek wys vir julle hoe werk dit. So hy praat van die groot verdrukking. Wanneer julle die gruwel van verwoesting sien staan, waar dit nie hoort nie. Nou daai spesifieke sinnetjie is 3 keer geprofeteer in Daniël. En hy het al waar geword, al meer as 1 keer. Daniël praat van, toe hy hierdie geprofeteer het dit gebeur, en is bevestig, 167 jaar voor Jesus, was daar 'n Griekse koning, wat die Jode binnegeval het, en hulle stad aangeval het, en hy het die hele Joodse nasie oorgevat, die stad van Jerusalem, die tempelarea onder andere. En in die tempelarea het hy 'n altaar gebou vir Zeus, en het hulle varke geslag, en hulle het die Jode verbied, om enigsins God te aanbid. Niemand mag 'n Joodse geloof praktyk beoefen het nie, of hulle is doodgemaak. En wat Daniël geprofeteer het in Daniël 9, is presies dit wat 167 jaar voor Jesus gebeur het. En hier gebruik Jesus presies daai selfde woorde. En wat bedoel hy met die gruwel? Iets wat 'n gruwel van verwoesting sien staan, waar dit nie hoort nie. Daar het nooit iets wat nie van God af was, moes staan binne in die tempelterrein nie. Dit was nie reg nie, dit was 'n gruwel in God se oë. En dit het gewoonlik veroorsaak, hier word nou verwoesting gesaai. Die Jode is in die massas doodgemaak in daai tyd. En Jesus sê, wanneer julle die gruwel van verwoesting sien staan, wow, Jesus, daai Griekse koning het klaar geheers, hierdie het klaar gebeur. Nee, hierdie is op pad. Want die tempel moet nou vernietig word. As julle dit sien staan, en Markus skryf onder andere, die wat dit lees moet dit goed begryp.
dan moet hulle wat in Judea is na die berge toe vlug. So Jesus sê, as dit weer gebeur, moet jy hardloop vir jou lewe. Nou ons weet dit het nou weer gebeur. Die tempel is vernietig. En hoe het dit gebeur? As jy nou die geskiedenis gaan opswat, so 66 jaar na Jesus, toe hierdie ouens hierdie Joodse beweging, half 'n Joodse rebellie binne in die Joodse volk het opgestaan, en hulle het hulle self die Zealots genoem. En hulle was uitverkoop aan die Joodse tradisies en geloof. En hulle het vasgeglo, niemand mag oor hulle regeer behalwe God nie. So hulle het begin rebelleer teen die Romeine. En hulle het tot wat hulle genoem het, wat ons dit vandag sou noem, hulle het 'n messteekbrigade begin. Soos wat jy die ninjas kry in die Japaneese kultuur, het hulle die messteekbrigade begin, waar hulle Romeinse soldate in die geheim uitgehaal het met messe. En hulle het 'n hele onderlinge stir begin, en in 66 na Jesus, die rebellie het gegroei. Hulle het ook 'n sluipmoord uitgeoefen oor daai ou waaroor ek laasweek gepraat het, wat 39 jaar na Jesus, toe waar hy 'n afbeelding van homself in die tempelterrein sit. Toe het hulle 'n sluipmoord op hom, 'n Romeinse keiser, uitgevoer. Hulle het dit reg gekry. So daar het so 'n lekker spanning begin, en in 66, toe vat hulle die tempel se beheer by die Sanhedrin, wat die Joodse leierskap is, oor. Hulle forceer die Sanhedrin uit die tempel uit, en hulle sê, nou ran ons hierdie plek. En hulle het tot mense binne in die tempel doodgemaak. En hier is Jode. Wanneer jy die gruwel sien staan, waar hy nie behoort te wees nie. En dit het 'n burgeroorlog binne in die Jode veroorsaak. Dis wat daar gebeur het. Hulle het begin oorlog maak teen mekaar. En daar's mense tot in die tempelterrein doodgemaak. Die tempel was 'n heilige plek. Hulle het tot in die allerheiligste in beweeg, wat nie hoëpriesters was nie, wat nie mag gedoen het nie. Dan moet hulle wat in Judea is na die berge toe vlug. Lukas gee vir ons, nou, as jy hierdie gedeelte gaan lees, jy kry hom, is jammer as dit so bietjie te mekaar klink, of die eindtydse goed is nogal bietjie te mekaar, maar as jy hierdie storie gaan lees, gaan jy hom kry in Markus en jy gaan hom kry in Matteus. Hulle twee weergawe is baie dieselfde. Lukas se weergawe sê, hy praat spesifiek van 70 jaar na Jesus toe die tempel vernietig is. Maar as jy hierdie skrifgedeeltes gaan vat en jy gaan trek het, as jy sien, dit staan in Daniël en Openbaring ook, so hierdie kan weer gebeur. Lukas se weergawe sê, hierdie is die teken, as jy wil weet wanneer hierdie eindtyd nou, of die eindtyd. Dit is hoe dit lyk. Wanneer jy sien dat Jerusalem deur leers omsingel is, moet jy weet dat daar verwoesting naby is. So Lukas het gesê, kom ons praat net spesifiek oor wanneer hierdie eindtyd daar sal soldate rondom die hele stad van Jerusalem saamtrek. 50,000 soldate. Maart maand, 70 jaar na Jesus, toe trek Titus, 'n Romeinse generaal, met 50,000 soldate om die muur van Jerusalem, want hulle is toe nou keelvol vir al die interne politiek van die Jode, en dat hierdie Zealots al die Romeine so doodmaak, hulle gaan nou hierdie Romeinse nasie uitwis. Nou, Jesus het gesê, as julle dit sien gebeur, moet julle vlug in die berge in. Dit was totaal die teenoorgestelde as wat die mense gedoen het in daai tyd. Hulle het hierdie stede met hierdie verskriklike hoë mure en verskriklike groot hekke gehad. As daar moeilikheid kom, het almal ingegaan en toegesluit, want niemand kon inkom nie. Hulle was veilig. Totdat die stof gaan lê het, of totdat hulle kon oorlog maak van daai kant van die muur af. Jesus sê, julle moet vlug in die berge in. Wat net vir my en jou sê, is hy het ons in hierdie lewe gesit, en hy is besorg oor ons in hierdie lewe. Dis hoekom hy ons waarsku. Dis hoekom hy sy disippels waarsku. Vir die wat nou nie laasweekie was nie, om in konteks weet te sit, Jesus sit saam met sy 4 disippels, Andreas, Jakobus, Johannes en Petrus, op die Olyfberg, terwyl hy hierdie vir hulle vertel, en hulle kyk so oor die stad van Jerusalem. Hy gee om vir sy disippels. Hy sê, hierdie gaan nog gebeur in julle leeftyd. Julle moet die berge in. Maar al die mense sal in die stad ingaan. En hoe weet julle moet vlug? Julle sal sien, hier kom die soldate. Julle sal sien, hier kom dit nou. En nou weet ons, daar's 'n gruwel in die tempel ook dan, op daai oomblik. Kan hierdie weer gebeur, en hoe lyk dit? Ja, hoe lyk dit, ek kan nie vir jou sê nie. En as iemand homself voorhou dat hy presies weet, dan is hy duidelik God. Want net God weet wat in die toekoms gebeur. So kom hy dit gesê het. So wanneer julle dit sien, vlug. Want daardie dae, sê Lukas, is daar van vergelding. Hoekom gaan hierdie gebeur? Hoekom gaan hierdie tempel elke steen van mekaar afgehaal word? Hoekom gaan die hele Joodse stelsel vernietig word?
Want dit is geprofeteer. Jesus het gesê dit gaan gebeur. Hierdie Joodse stelsel wat God se teenwoordigheid op die aarde voorstel, het niks vir niemand beteken, het net mense uitgebuit. Dit sal vernietig word. God gaan, ook as 'n bewys van 'n oordeel teen die Joodse nasie, wat sy seun gekruisig het, en nie in hom wou glo nie hom vertrou het nie, het hy dit as 'n oordeel gebring oor die Joodse nasie. Hy gaan hierdie vergelding doen, sodat dit wat geskryf is vervul sal word. Jy sal dit ook gaan lees in die Ou Testament, dat dit is wat Sagaria geprofeteer het, dat dit gaan gebeur. En dan gaan ons aan in fynere detail. So hoe gaan hierdie werk? Wanneer hulle nou Maart maand hierdie hele army om die stad van Jerusalem intrek, hoe gaan dit prakties werk? Wat moet ons doen, Jesus? En hy gee vir hulle baie praktiese raad. Kyk hoe prakties raak hy. Hy wil hulle met hulle lewens moet gespaar bly. Hy sê wie op die dakstoep is, moenie onder toe gaan of ingaan om iets uit sy huis uit te gaan haal nie. Nou ons bly nie meer vandag in hierdie tipe huise nie. Daar het hulle huis gebou en hulle het op sy dak was soos nog 'n vloer wat net nie 'n dak opgehad het nie. En jy daar bo geëet, aandete geëet, party mense het selfs onder die sterre daar geslaap, het jy daar gekuier as mense, en jy het in die buitekant met trappies tot daar bo gegaan. Party mense het daar gewerk elke dag en wat ook al hulle gedoen het, klere gemaak, wat ook al. En hy sê dit gaan so vinnig gebeur en dit gaan so dringend wees en dit gaan so noodsaaklik wees, dat jy nie net van die dak af vinnig in die huis in moet hardloop, jou charger, jou selfoon gryp en jou ID en jou paspoort en dan gat jy nie. Jy het nie tyd nie, jy gaan jou lewe verloor. Dis hoe vinnig dit gaan wees. Al wat jy doen is, gaan. Moenie nog iets gaan haal nie. En wie op sy landerye is, moenie terugdraai om sy bloekleed te gaan haal nie. Nou, elke ou het hoofsaaklik net een stel klere gehad en boor jou klere het jy soos 'n oorjas gehad. Want dit was 'n koue wêreld gewees en dit is maar jou enigste stel klere wat jy gehad het. Klere was nie soos algemeen soos vandag nie, ook nie dieselfde kwaliteit as vandag nie. Daai tyd het jy ordentlike klere gedra. En as jy op 'n land gaan werk het jy buite die stadsmure uitgegaan en dan het jy by die hoek van die land het jy jou boekleed gelos om in die land, want jy wil nie jou boekleed moet vuil word nie. Dan het jy hom daar op die hoek van die land gelos en dan het jy daar in die lande ingegaan. En dan het jy gewerk vir die dag. Hy sê moenie eers terug hardloop en jou boekleed kry nie. Hy sê hardloop. Gaan. Moenie gaan stil staan wanneer hierdie dag opdag nie. Wee hulle wat in daardie dae swanger is en borsvoed. Hoekom? Jy kan nie vinnig beweeg nie. Jy is verantwoordelik vir nog 'n lewe. Jy kan nie wegkruip nie. Jou kind skree. En ons lees hier in Matteus baie meer detail. Hy sê inteendeel, bid dat julle nie in die winter en op die Sabbat sal moet vlug nie. So as daai 50,000 soldate daar opdaag. Inteendeel, as jy nou regtig slim was, dan het jy al hierdie zealots, toe hulle die die Joodse tempel oorgevat het, dan sou jy al klaar uit Jerusalem uit wegpad gegee het. Voor die soldate nog daar was, as jy nou regtig slim was. Maar as jy nou laat was, dan is daar twee probleme. Jy het nie 'n boekleed nie, want jy moet hardloop, en as dit winter is, geen verkleim in die nag. En die tweede ding is, 'n Jood loop nie verder as 1 kilometer op 'n Sabbat nie, want dan werk hy mag nie. Soos daai soldate op 'n Sabbat, tussen Vrydag aand 6:00 en Saterdag aand 6:00, om die stad omsingel, dan is jy in die stad. Jy is vasgekeer, want jy gaan nie beweeg nie, want jy is 'n Jood. Nou, ons moet ook net onthou, ons moet hierdie ook net binne in konteks hou. Op hierdie stadium as jy jou Bybel lees, dan dink jy die Bybel is geskryf vir Christene. En vandag is daar baie meer Christene in die wêreld as Jode. Daar is Joodse Christene ook, maar Christene is primêr. En as ons hierdie lees, dan dink ons baie keer is vir ons geskryf. Op hierdie stadium wat Jesus hierdie sê, is 99,9% almal net Joodse Christene. Daar was nog nie vreeslik, die evangelie is nog nie eers versprei aan die heidene nasies toe nie, wat eers saam met Paulus gekom het. So Jesus op hierdie stadium praat hoofsaaklik net met Jode. Hy het geweet, as hierdie op 'n Sabbat gebeur, dan word hierdie hele beweging van Christendom dalk uitgewis. Want dit is 'n beweging. Ons het die goeie nuus van Jesus. In daardie dae sal daar 'n verdrukking wees soos daar nog nie was sedert die begin van die skepping van God geskep het, tot nou toe en beslis ook nie weer sal wees nie. So Jesus sê hierdie verdrukking wat kom,
is so erg. Nou, as jy die verdrukking gaan lees wat ons gaan beleef tussen Openbaring 6 en Openbaring 19, wat baie moeilik is om te verstaan, wat presies dit beteken, dan is dit nie te sê ons is dit vrygespring nie. En daar was nog nie so iets en daar sal nooit weer so iets erg wees nie. Nou, hoe erg was hierdie verdrukking vir die Jode toe die tempel vernietig is? Dit was baie erg. Hulle het die Joodse nasie aangeval, Titus, hulle het die stad omsingel, hulle het dit toegemaak, hulle het palisades reg rondom die hele stad gebou, sy soldate. Hulle het daar gesit, hulle kon nie in die stad inkom nie. Hulle kon nie deur die muur kom nie. As jy die historikus Josephus, wat 'n Jood was, se stories gaan lees spesifiek oor hierdie tyd is, hulle het hom gevangene geneem en toe het hulle hom gebruik as 'n boodskapper tussen die Jode wat binne in die stad se muur is en die Romeine wat buite gestaan het. En hy het die hele tyd gegaan en gepleit by die Jode, gee oor, daar sal meer genade vir julle wees as julle oorgee. Is julle nie? Maar die Zealots het net geweier. Ons sê daar's nie 'n manier nie, net God regeer oor hierdie nasie. Hulle trotsheid het gemaak dat hulle daai hekke toegehou het. Hulle het geen water gehad nie, hulle het geen kos naderhand gehad nie, hulle was afgesny. 1.1 miljoen Jode dood. Ek dink nie as ons kan dink tot daar nie. Hoeveel is 1.1 miljoen mense? Loftus vat 50.000 mense? 1.1 miljoen mense. Hulle het mekaar geëet. As jy die geskiedenis gaan lees, vir kos. Dit was verskriklik. Titus het die mense gevat, wat hy gevang het, die Jode wat hy gevang het hy van 'n voorbeeld gemaak. Hy het hulle in teer gedoop, hulle aan pale opgehang en dan die brand gesteek vir straatlig. Dis hoe erg hierdie verdrukkingstyd was. Noag se vloed was nie so erg nie. Niks wat jy in jou Ou Testament lees was so erg nie. En hy sê, dis hoe erg het gaan wees. Kan dit weer gebeur in die toekoms in een of ander vorm in die eindtyd? Definitief. Definitief. Hulle sal val deur die skerpte van die swaard en as gevangenes na al die nasies weggevoer word. So Lukas sê, dis wat gaan gebeur. En dit het presies net so gebeur. Mense is doodgemaak, 1.1 miljoen mense, en toe word baie van hulle slawe gevat. En Jerusalem sal deur die nasies vertrap word, totdat die bestemde tyd van die nasies vervul is. Nou, ons hou nie daarvan om hierdie laaste sinnetjie te lees nie. Die bestemde tyd, dis bestem dat dit moet gebeur. God is in beheer. Dit sal aanhou, totdat God sê dit is verby. Heidene nasies, die Joodse nasies, onderdruk en vertrap. As daardie dae nie ingekort word nie. Nou, daai spesifieke sinnetjie staan ook net so in Daniël, wat vir ons die tyd van praat, is 3,5 jaar. As daai tyd nie ingekort word, en dit nie stop nie, sou geen mens gered geword het op die eind van die dag. Ons praat van letterlik, sou daar nie meer Jode oorgewees het nie. Daar sou nie eers meer Joodse Christene oorgewees het om die boodskap van Jesus en die goeie nuus van Jesus te versprei nie. Maar terwille van die uitverkorenes, terwille van die wat gered is deur God en die wie hy nog wil red, sal daardie dae ingekort word. Hy sal in beheer bly. Romeine gaan nie in beheer wees nie, sê Jesus. As iemand dan vir julle sê, kyk, hier is die Christus, en dis waarom Jesus afsluit. As daar iets is waar jy moet worry, is dit of jy gaan mislei word in hierdie tyd, om 'n ander evangelie te glo. Kyk, hier is die Christus, of kyk daar, moet julle dit nie glo nie. Want vals Christusse en vals profete sal na vore tree, en hulle sal tekens en wonders doen, om indien moontlik die uitverkorenes te laat afdwaal. Hoe doen 'n ou wat 'n vals profeet is? Tekens en wonders. Hoe kry so 'n ou dit reg om wonderwerke te doen? Demoniese aktiwiteit. Geeste. Onthou, dit was 'n tyd, en dit is baie moeilik vir ons soms om te verstaan, die kultuur waarin Jesus op die aardbol was. Daar was die Joodse nasies en dan was daar die heidene nasies. Die heidene nasies het allerlei tempels gebou en allerlei gode aanbid, allerlei demone en goed in hulle gehad, en hulle het begin om te toer en al hierdie goeders te doen.
So hier het ouens opgestaan, ek het dit laas week gesê, Jesus het 'n hele beweging begin. Onthou, daai tyd was baie mense se name Jesus, nie net Jesus se naam Jesus nie, vandag is dit vreemd, maar daai tyd was dit nie vreemd nie. En hierdie ou het gesê, maar as daai ou soveel aandag kon trek, en sy naam was Jesus, en ek kantoor, en ek het 'n demoon, en ek weet wat om te doen, kan ek ook soveel aandag trek, en ek kan mense kry om my te volg. Jesus sê, hulle sal self steek, en hulle hele intensie is om die wat reeds die regte Jesus volg, te oortuig, en te sê, volg my eerder. Jesus sê, indien moontlik. Dit beteken dit is nie moontlik nie, want niks sal my skei van die liefde van die Here nie. Niks kan my uit sy hand uit wegruk nie. Dis die Engelse woord, ek kan nie die Afrikaanse woord onthou nie, dis 'n attempt om mense weg te kry van God af. Asof hulle dit gaan regkry. So weet hulle is daar. Wat ook beteken, as jy wegstap van Jesus af, die een wat jy jou lewe lank nog ingeglo het, die ware Jesus, was jy dalk nooit al die tyd gered nie. Het jy nooit regtig in jou hart 'n begeerte vir God beleef nie. Maar wees julle op julle hoede, sê Jesus. Ek het alles vir julle vooruit gesê. Want hy is God. En net God weet wat gebeur vooruit. So hierdie spesifieke insident, voor ek vir ons gaan sê, wat leer ons by Jesus dat hierdie spesifieke insident het. Hierdie spesifieke insident, waarvan ons hierso lees, het dieselfde bewoording as wat Daniël geprofeteer het, wat 167 jaar voor Jesus gebeur het. Jesus gebruik dieselfde woorde, om 70 jaar nadat hy gebore is, ook te verduidelik wat kom. En hierdie selfde woorde, kan iets vir ons ook beteken, in ons toekoms. En Jesus het nooit iets gesê, wat nie tot vervulling gekom het nie. Nooit. Hoe gaan dit vir my en jou lyk verder in die toekoms? Ek kan jou nie presies sê nie. Alles is maar bespiegeling. Wees baie versigtig om jou hele geloof en jou hele lewe te baseer op jou opinie oor die eindtyd. Want jy is nie God nie en jy kan nie pot mis sit. Al wat ons werklik kan sê is wat ons weet in geskiedenis gebeur het en dit het gebeur. Hoe gaan dit lyk in die toekoms? Ons weet nie presies nie. Jesus het vir ons leiding gegee. Ek kan jou wel een ding sê, die oomblik as dit gebeur en jy lees jou Bybel en dit wat gebeur maak sin, dan is dit waarvan Jesus gepraat het. Dan is dit waarvan hy gepraat het. Hoe gaan dit vandag lyk as daar 'n gruwel van verwoesting op die plek staan waar hy nie moet staan nie, want daai tempel bestaan nie meer nie. Inteendeel, dis dood interessant, van in geval jy dit nie geweet het nie. Die moslems bestuur vandag die hele tempelterrein tot op hierdie huidige datum. Dis hoekom baie mense glo dat die leier van die moslems is die anti-kris. Maar hulle bestuur tot vandag. Israel is eintlik, dit is in Israel, dis hulle land, maar dit word tot vandag toe. Jy mag in die tempelterrein vandag, as jy sien toe gaan, dit gaan besoek as 'n geskiedkundige landmerk. Maar moslems mag al bid, jy mag nie. So hoe lyk dit vandag as die gruwel van verwoesting op die plek staan waar jy nie moet staan nie? Is dit waarvan dit praat? Ek kan jou nie 100% sê nie. Ons weet dit is hoe dit gelyk het in Jesus se tyd. Wat leer ons by Jesus? Nommer 1. Hy doen wat hy sê hy gaan doen. En hy ken die toekoms. Wat beteken hy was God? En die feit dat hy woord vir woord geprofeteer het wat gaan gebeur en dit presies so geprofeteer het, en presies so gebeur het, was 'n bewys dat hy wel God was in 'n lyf. Dat hy wel vir my en jou die deur was na God toe. En dit behoort nogal vir my en jou sekuriteit te gee, dat dit is die een aan wie ek vashou. Dis die een waar my vertroue is. Nommer 2, God is besorg oor die mens. Hy het nie nodig gehad om hierdie te sê nie. Dankie tog vir elkeen wat hom dien en al sy vertroue in hom sit. Ons hoef nie eers die dood te vrees nie, want ons gaan in ewigheid saam met hom wees. Jy gaan net oor in 'n beter realiteit en as wat jy nou het. Jy's nou in 'n stuk in 'n wêreld, jy gaan oor in 'n volmaakte wêreld en saam met God in sy teenwoordigheid. So hierdie is nie veronderstel om jou bang te maak nie. Hierdie is veronderstel om vir jou te sê, hy is in beheer, hy bly in beheer, en die feit dat hy vir jou gesê het, versprei die evangelie, is jy deel van sy plan vir hierdie wêreld. En dit gaan moeilik wees, maar is die moeite werd. Want jy volg hom, hy is besorg oor jou, en hy wil na jou kyk. Ek glo dit, hier's baie van julle wat hier sal sit en sal sê, ek het al 'n belewenis met die Here gehad.
Ek het nie geweet wat om te doen nie, en toe het ek ervaar wat moet ek doen, en toe doen ek dit, en dit het my gered, dit het my gehelp. Jy sit dalk vanoggend hier en jy het net 'n gevoel gekry, van iets gaan gebeur, en toe doen jy dit net nie, en na die tyd vind jy uit, daar was 'n ongeluk of 'n ding. Ek het al baie mense sulke stories gehoor, vertel. Die Here is besorg oor ons, en hy lei ons, en hy help ons. Wat hy sê, gee rigting. Dis nogal interessant hoe in detail Jesus in hierdie storie vir hulle gesê het, moenie eers in jou huis en gaan om iets te gaan haal nie, want jou materiële besitting is nie waarop jy hoef staat te maak vir jou lewe nie. Volg net my woorde, sit jou vertroue in my. Daar's niks belangriker as dat jy sal luister na wat ek vir jou sê om te doen nie. Moenie eers teruggaan nie, moenie eers vir klere kry nie. Ons sal 'n plan maak as ons daar kom en is koud. Ons sal vuur maak in die veld. Die toekoms is in sy hande. Amper sê die toekoms is nie in sy hande nie. Die toekoms is in sy hande. En ek dink dit moet vir my en jou ook berusting bring wanneer ons hierdie eindtyd stories lees. En dis die een ding wat ek al gekry het, dit het 2 effekte op baie mense. Die een ding wat eindtyd op mense se effek het, dit maak mense vreesagtig. O, krisis. Veral as jy iemand is wat gemak en vrede soek en stabiliteit en sekuriteit. Dit maak mense ongemaklik en dit gee vir hulle vrees in hulle hart. Die ander ding wat Jesus hier vir ons oor en oor bewys is, ek is in beheer ten spyte van hierdie goed. Niks gaan vir my 'n verrassing wees nie. En jou beste plek waar jy kan wees is om nie mislei te wees nie en my te vertrou in die middel van alles. Ten spyte van alles. Die toekoms is in sy hande. Dit was nog nooit in jou hande nie en jy het nie beheer daaroor nie. Jy het nie beheer oor die volgende 10 minute van jou lewe nie. En laastens, niks of niemand kan 'n geredde uit sy hand uitruk nie. Nie eens 'n vals profeet nie. As jy regtig iemand is wat aandag gee en daai begeerte in jou hart om God te ken, en jy jaag na hom, en jy lees jou Bybel, en jy bid, en jy praat met die Here, en jy soek hom in jou lewe, is dit baie moeilik om mislei te word. En raak dit onmoontlik. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons loof en ons prys U vir hierdie woord. Here, hier is soveel misterie en goed waaroor mens wonder en goed waarvoor ons nie al se antwoorde het in hierdie eindtyd storie. Maar ten spyte daarvan het ons niks om te vrees met U wat langs ons staan en by ons is nie. En in ons is en deur ons werk nie. En ek wil bid dat U vir elkeen van ons vrede sal gee oor die toekoms. Rustigheid sal gee daaroor, ten spyte van wat kom. Die Heilige Gees maak ons sterk, dat ons nie mislei word nie, maar dat ons sal vashou aan die waarheid, en dat ons die regtig sal soek met alles in ons. Here, word verheerlik deur ons lewens. En ons kan nie genoeg dankie sê vir die ewigheid wat U vir ons kom voorberei het nie. Vir die plek wat U vir ons kom maak het om deel te wees van die koninkryk nie. Ons loof en ons prys in die naam van Jesus bid ek dit. Amen.